Welkom by jou ma se pot, waar ons lekker oor Jesus gesels. Ons pot vandag lekker by Driehoek Koffiewinkel. Yes. Ek is nog steeds Junay. En ek is Marina. Sy was ook dit ook nog die hele tyd. Yes. En vandag gesels ons oor Loved in the Valleys. Dis ons tema. Ek voel dit was so 'n cool tema. Cool. En ek het dit definitief gevoel hierdie week. Ja. Ja, dit was asof ek in 'n valley was net om te kan weet wat ek moet sê. Ja. So, Ek is al 'n rukkie in 'n valley, to be honest. Ek het dit al 'n paar keer in die pod ook gesê wat ek so wil ver van die Here af voel en maar wat ek besef het is dit is 100% in jou kop. Okay, want die woord sê vir ons daar is nie so iets vir ons soos ver van die Here af. En ek dink dit is wat geloof is en dit is wat ons moet besef. Soos geloof is glo jy die woord of glo jy jou eie gevoelens, jou eie gedagtes. En as ons sê ons is gelowig, dan beteken dit ons glo die woord. Ons glo in God se woord. Ons glo wat hy sê is waar. We live by faith and not by sight. En nie, by sight bedoel ek al ons sintuie en ons emosies, ons flesh basically. Ja. Ons lewe in spirit, ons glo wat die woord sê, ongeag hoe ons voel, ongeag wat ons sien, ongeag wat in die fisiese wêreld gebeur. Né? Yes. So ons probeer. ons doen. Ons gee ons beste. Ja. Ja. En ewen wanneer ons nie doen nie, dis wat ek hierdie week besef het. Ewen wanneer ons nie doen nie, is God nog steeds lief vir ons. Ja. Dit is wat ons moet besef. En ek het so cool encounter met die Here gehad hierdie week met Jesus waar ek want kom wat my valley was, ek het nie 'n begeerte gehad om te bid of te tyd saam met die Here te spandeer nie. Al het ek het 'n kopbegeerte gehad, maar ek het die Here nie 'n prioriteit in my lewe gemaak nie en ek was heeltyd soos Here, wat gaan aan? Hoekom voel ek so? Ek was eendag so aan die brand vir die Here en toe ewe skielik dis dit net soos 'n klif, never mind a valley. Net soos van die mountain top reg in die diepste valley ingegaan. Ja, maar net nie soos nee. En ek het toe besluit, ek gaan net back to basics gaan. Soos dit gaan nie oor my gevoelens nie. Al bid ek net 5 sekondes, al gaan ek net in die Here se teenwoordigheid in vir 'n kort rukkie. Al praat ek net met die Here randomly deur die dag. Ek gaan net daai lees jou Bybel, bid elke dag, goedjies doen. En dit het my regtig baie gehelp. En in hierdie proses, die een dag wat ek toe nou soos by my bed bid, toe sê Jesus vir my soos ek is hier, soos praat met my asof ek hier is, soos sien my hier langs jou en praat so met my. En toe sê ek net soos, hier is nou awkward, want hoe ek bid nog heeltyd is soos hierdie, ek weet nie, jy bid amper vir die ver God, ek weet nie wat te verduidelik nie, jy is nie soos, Jesus het u gesien wat vandag gebeur, dit was net crazy, verstaan, dit is nie 'n normale gesprek nie. En ek dink ons het eintlik al in die pod daaroor gepraat, waar ek dink die feit dat ons dit bid noem, spoil dit eintlik 'n bietjie, want is eintlik net gesels. Ja. Dit is wat God wil hê. Dit is wat Jesus wil hê. Is net verhouding. En toe in daai gebed, die tyd wat ek by hom spandeer het ons oor hierdie gepraat. En hierdie is die goed wat hy vir my gegee het. So what I do does not equal who I am. Want ek dink ons dink baie keer en even ons sien onsself as wat ons doen. As iemand so sê, vertel my bietjie meer van jou, dan jy soos, ek sê juffrou, verstaan? Ja. Jy sien jouself as jou actions, as jou vocation, as die goed wat jy doen. Maar God sê vir ons nee, al is jy sondig, al het jy tekortkominge, jy is my kind. Dis vir jy is, Ja. dis jou identiteit en ek het jou lief, ongeag, en ek dink dit is die grootste blessing in ouerskap, is dat ons begin verstaan actually wat daai liefde is, wat dit gaan nie oor wat jy doen nie, ja, ek raak kwaad vir jou en ek wil jou baie keer met 'n elmboog slaan, maar I still love you en ek sal nog steeds my lewe gee vir jou, 100% enige tyd. Anyway, en toe het ek my eerste versie gekry ook, wat is niks kan my van die liefde skei nie. As ek nou die hele versie hierso moet lees, dan sê dit Romeine 8 vers 35, wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of swaard of naaktheid,
lyding, benoudheid, vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedrieg, dat ons soos slagskape behandel word, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. En toe sê die Here vir my, gaan kyk na die Hebreëse woord vir liefde. So die Hebreëse woord vir liefde is interessant, die Hebreëus is so interessant. Daar's ahev, dink ek, ahava en ahav. So ahev is die wortelwoord van liefde en dit is 'n werkwoord en dit beteken gee. En wat die Here my half laat besef het in hierdie tyd saam met hom is, hy het ons nie lief ten spyte van ons tekortkominge nie. Hy het ons lief as gevolg van ons tekortkominge. Hy het ons gemaak om glorie aan hom te bring. Hoe sal ons ooit glorie aan hom kan bring as ons reeds perfek was? En ek het vir hom gevra, soos gee my 'n bietjie voorbeelde, soos hy soos dink aan 'n mamma en 'n baba. Soos dit is juis in die versorging van daai baba dat jy 'n band met hom vou. Jy vou 'n band met hom, jy weet. Jy weet mos as jy bande vou. Ja. Soos 'n servet. Jy bou hulle nie, jy vou hulle. Soos 'n servet. Bietjie origami. En hoe beter jy met origami is, hoe beter is jou kind. So ja, so 'n mamma en 'n babatjie, dit is juis in daai serve wat ons wat hy vir ons lief is. En even 'n man en 'n vrou. Soos as jy dink aan jou verhouding met jou spouse, dit is ingee wat ons regtig eintlik liefde vind. En dit is so, dis ahev en dan is daar ahava. Wat interessant is, dis die feminine weergawe van die verb, maar dan word dit 'n noun en dan is dit soos 'n abstrakte selfstandige naam wat ons hom ken. Soos dis die emosie se naam, maar dit gaan oor 'n sterk band. So in die woord gebruik hulle dit om Isak en Rebekka se verhouding, se gevoel vir mekaar te verduidelik en ook Isak se gevoel dink ek vir Esau, ek is nie 100% reg nie. En ook interessant genoeg Isak se gevoel vir sy gunsteling kos wat ons almal meer kan vereenselwig nou en dan. So ek het net 'n broodjie nodig. Okay, en wat ek ook in hierdie besef het, is soos daar's nou nie om te compete, want ek dink dit is ook wat baie keer ons values veroorsaak. Soos jy sien ander mense wat net lyk of hulle walk met die Lord ligter is en net jy compare jouself met ander Christene, soos is ek ewen op die regte pad hierso man. Kyk hierdie persoon, kyk soos ek is nie naby waar hulle is nie. Ja, hulle hoor iets wat ek is besig om, maar imagine as Moses en Paulus hulle walks met mekaar moes vergelyk. Hoeveel verskillend sou dit gewees het. Even Joshua en elke persoon het 'n unieke stap saam met die Here en ek dink ons moet dit besef en dit gaan nie vir God oor 'n tikboks soos wat jy bereik, wat jy doen, wie jy help. Ja, al daai goed is goed wat ons moet doen, maar dit moet uit die overflow uitkom van ons verhouding. En ek dink baie keer vergeet ons dit, baie keer soek ons die tiks in plaas van die persoon wat die tiks gee. En dit is waar dit gaan. Soos as ons in verhouding, lees jou Bybel, bid elke dag, spandeer tyd saam met Jesus. Hy is die enigste een wat altyd lief is vir jou, nog voor die grondlegging van die aarde. Ja, so dis wat ek gekry het in daardie time with Jesus. Baie mooi. Dit is baie interessant, ons praat nie oor die goed wat ons weet. Ons kan nie so dit hou vir die kort, maar dat ons goed elke keer ooreenstem, en dit was elke keer nog, as ek vir my soos dan dink ek, weet nie hoe gaan ons mekaar uitkom nie, maar elke keer het ons goed soos dieselfde lyn, en dit voel net vir my, dit sê altyd vir my, okay, dit wat jy voel, en dit wat jy dink, is op die regte pad. Confirmation. Ja, en dit is nogal cool. So my stukkies, as ek dit nou moet gaan soek, ek gaan eers net die eenetjie, die een sê, Johannes 10 vers 28, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. So, selfs al is ons in daai diep slote, en ons is nie valley, wat ons verstaan, hy
hy gaan ons nie laat gaan nie. En ek dink baie keer voel mense, soos wat ons nou gesê het, is iets wat ek het iets verkeerd gedoen en God is nou kwaad vir my en ek word nou gestraf. En dit is nou waar ek is en ek moet nou teen hierdie berg alleen uitklim. Maar niemand druk ons, hy is daar saam met ons. Hy is daar in daai gevoel wat jy het, is hy saam met jou daar. Yes. En hy los jou nie alleen nie. En dit is wat vir my nogal cool is en ek dink dit is hoe jy daai valley hanteer. As ek ingaan en dit is baie keer hoekom ons kyk na ander mense en ons dink kyk maar hulle is soveel gelowig, soveel sterker in geloof en dit is so, want hulle gaan ook deur daai valleys en jy sien dit nie noodwendig nie want hulle hanteer dit anders. Want hulle het God by hulle en hulle weet, ek is in sy hand. Maak nie sulke diep die vallei is nie. Maak nie sulke vinnig ek val van onder tot bo nie. Ek is in God se hand en dit is 100% waar ek wil wees. En dit is en ek moet net vashou aan dit en dan maak dit my vallei bietjie beter dat ek kan uitsien en dat ek kan kyk na die mooi dele in die vallei. Want vallei is nie net lelik nie. Dit voel altyd asof ons diep en donker is, maar dit is mooi dele ook. As jy gaan kyk as jy 'n bergie stap, is mooi dele in die vallei. Ja, die vallei is waar dit die vrugbaarste is actually. En ek weet iewers het ek 'n quote of iets ook gelees van iets in die mountains, maar die fruit is in die valley. En ek dink ook ek dink ons moet dit ook normalise om te praat oor ons valleys, want ja, miskien hanteer party mense dit beter en hulle is so sterker in geloof wat jy sê, soos hulle weet hulle is nog steeds in die Here se hand. Maar ek dink even in dit vir my is valleys lonely. Dit is hoe ek voel in 'n valley. Ek voel lonely en ek wil vir mense kan sê, ek wil nie met die Here nou praat en ek weet nie hoekom nie. Ek het geen rede om kwaad te wees vir hom nie. Ek weet nie wat 'n vrek met my aangaan nie. Sonder om gejudged te voel. Eerder om te hoor soos ek hoor jy was ook al daar en ek sal vir jou bid. En weer eens ek dink dit is hoekom gemeenskap so belangrik is en ek is so dankbaar regtig vir almal in my lewe wat deel is van my geestelike gemeenskap want dit is al wat ek ooit kry is ondersteuning en bemoediging en baie keer word ek ook accountable gehou wat hulle soos dis jy, dis nie die Here nie, die probleem is jy. So shout out to Bianca want sy hou my altyd accountable, sy sê dit is calm down Jamal. Ja, maar ek dink die ander ding is baie keer is ons juist in 'n vallei dat ons nader dat ons uit toenader tot God gaan soek. Want ons is so besig met die lewe en baie keer in 'n vallei word ons half net gefokus om 'n bietjie op hom te fokus. Want dit is waar jy baie keer perspektief verloor en jy besef luister ek moet perspektief kry. So eintlik het jy al lankal begin perspektief verloor en jy laat net hier nou besef jy luister ek voel alleen. Ja. Maar eintlik is dit dan wanneer jy moet besef want vir dit is hoe dit vir my voel. As ek in 'n vallei was en ek was in 'n gat, dan voel dit vir my dit is waar ek die mooiste my verhouding met God kan voel, want dit is wanneer ek al voel, okay, ek is nou in 'n gat, ek moet nou uitkom en ek kan nie hierdie berg alleen klim nie, en miskien, ek het vanoggend gedink, miskien is dit ook om 'n vallei onder te begin, want jy kan afhardloop in sy arms in, en dan draai jy op, en miskien is dit die rede, want dit is vir my altyd, voel dit vir my, daai oomblik wat ek voel, God het my, maak nie saak wat om my aangaan nie. Daai is die amazingste gevoel. En dit kry jy nie altyd bo op 'n berg nie. Daar is die oomblikke wat jy voel, God is my goed en kyk hoe draai my en kyk hoe maar dis maar oomblikke wat jy alleen voel, wat jy besef, God sit langs jou op die bank en hy gesels met jou en hy gee vir jou goed wat jy nodig het in 'n oomblik. Ja, dit is eintlik soos interessant wat jy sê, want dit is so maklik om in 'n vallei te kom. En ek dink ons moet dit ook besef. Soos teen die tyd wat jy begin voel jy's in 'n vallei, is jy al besig om te begin klim. Nee, dis valid. Ja, dan besef jy eers en dan het jy al eintlik dis soos as kinders siektes kry. Soos wanneer hulle begin uitstaan in koors, dan is dit eintlik al verby. So jy kan eintlik dan die Here loof en prys in die vallei, want en dit is 100% wat jy sê, soos wanneer jy op 'n mountain top is, begin jy amper invincible voel. En dan begin kyk hoe oulik is ek. Jy vergeet hoe nodig jy God het en dan reminder jy gently net weer nee, kom ek help jy maar hierdie bergie ook klim. So ja, dit is baie profound. Goeie werk Marina en the Holy Spirit in Marina. Dis nooit ek want jy weet woorde is not my thing. Glory to God dan. Glory to God. En dan my volgende versie was, en hierdie is so mooi vir my, berge kan pad gee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. My vredeverbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here wat jou lief het. Soos hy maak seker jy get it. Soos, en hierdie woord vir liefde is nie daai ahava nie, dis 'n ander Hebreëse woord wat ek nie kan uitspreek nie. Ek dink dit begin met 'n C as ek nou reg onthou.
En dit is basies dieselfde as agape, soos die Griekse agape wat onvoorwaardelike liefde wat nie gebaseer is op wat jy doen of wat jy gee nie. So regtig net, soos wat ek gesê het, dis alles hy is die liefde, hy is julle verhouding. Al wat jy regtig hoef te doen is om net acknowledge en net glo dat wat hy sê die waarheid is. Ja. En ek dink op prys, as jy vir hom persoon as jy vir hom sê ten spyte van hoe ek nou voel, ten spyte van my menslikheid, ten spyte van ek voel nou nie lekker nie, gaan ek nog steeds loof en daai hele oorgawe is ook vir my baie, want dit is waar dit gaan. Dan is jy weer sê gee my handjie en dan gaan jy verder. Ja. Ons sukkel met alleen te doen. Ons kan dit nie alleen doen nie. Ons moet dit net onthou. Ja, dit baie. Ja. Jou versie? So die tweede enetjie is Romeine 8:28 en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, weer dieselfde tema sien, weer wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En dit beteken dat selfs al is ek in daai spasie waar dit vir my voel asof dit nie goed gaan nie en asof dit sleg is, gaan dit goed uitwerk want God is lief vir my en hy hou my vas. Niks gaan my van hom kan skei nie, niks gaan my uit sy hand uitvat nie. En dit gaan nie noodwendig oor 'n finansiële, ek haat ek praat so nie. Finansiële? Dit gaan nie noodwendig finansiëel moet dit jou goed gaan nie. Ja. Of dit gaan finansiëel goed uitdraai nie. Dit gaan oor my verhouding en ek dink alles is kom terug na dit toe. Waar is my verhouding met God? Want in die vallei voel dit asof my verhouding met God skade gelei het. Ja. Maar omdat ek dit onthou, ek is in sy hand en hy gaan my nie laat en selfs in die vallei werk ten goeie mee dat my verhouding met God versterk word. Amen en amen. Julle is baie trop, ons is baie jammer. Skielik was die hele tyd stil. Ja, lastige ou vyand. Maar ons weet julle kan ons mooi hoor. Dankie Jesus dat u die klank crisp en clear maak. Ons loof en prys en naam daarvoor. Ons het vergeet om te bid. Kom ons maak gou ons werk. Here baie dankie dat ons kans gekry het om by mekaar uit te kom en die naam groot te maak. Dankie vir die versies wat u vir ons gegee het en vir die boodskap wat u aan elke persoon se hart wil oordra. Vader, ek bid dat u hulle harte ontvanklik sal maak en dat hulle presies sal hoor wat u wil hê hulle moet hoor. Vader, ek bid dat dit vrug sal dra in hulle lewe 100voudig in die naam van Jesus Christus. Amen. Okay, lekker laat gebedjie, is altyd lekker. En is daar nog ietsie wat jy wil sê oor jou? Okay, so ek het uiteindelik ons blessing in Afrikaans gaan opsoek. En hy is so mooi eintlik in Afrikaans. So ek hoop, ons gebed vir julle is 'n Sure. So die God gevulde is wat ek wou sê. Alles het reg gehoor het. Dankie, dat gebed het net betyds gekom. Sien, ons dink ons kan dit doen. Ja, ons kan nie. 'n Godgevulde en geseënde week. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.